Goeiemôre. Baie welkom by vanmôre se erediens. Lekker om julle te sien. Het julle 'n lekker week gehad? Ja, en die van julle wat verjaar het, neem ek aan dit was ook 'n lekker week. Totdat ons gisteraand na die rugby gekyk het. Ons het gewen, maar my senuwees was klaar. Ek het gebraai ook terwyl ons die rugby kyk. Toe nader het staan ek op te braai ek. Toe ons kyk ek nie die rugby nie. So ek hoop dat hierdie week wat nou voor lê vir jou minder van 'n naal-byt stryd sal wees as wat die rugby gister was. So tussen al is dit koud. Ek vat op hierdie stadium die koue boot die senuwees van die rugby gister se rugby. Maar nou, gelukkig het ons gewen en gelukkig is ons hier en gelukkig kan ons uitsien na nog 'n mooi nuwe week saam met die Here. So ja, kom ons vier dit eerder. Ons gaan vanmôre lees uit Galasiërs hoofstuk 6 vers 7 tot 10. En dan die tema is God bly getrou deur elke seisoen. En dit sluit aan by die tema van verlede week. Verlede week se tema was kies en bly getrou van ons kant af. En vanmôre gesels ons 'n bietjie oor God se getrouheid van sy kant af. Te midde van die seisoene of selfs die moeilike rugby-wedstryde. Maar voordat ons nou daaroor verder gesels, kom ons begin deur te staan en dan lekker saam te sing lied 205. Ons sing daarvan vers 1 tot 3, bring lof aan die Vader. En dan lied 209, Heer met my hele hart. En dan die laaste van die voorsangliedere, lied 164 vers 1 en 2. Ons is almal hier te staan. Kom ons staan en dan sing ons bly. Amen.
Julle het nou almal reeds die afkondigings op die bord gesien en dit is in die blaadjie. Ek is nie volgende week hier nie, Dominee Konwarits kom my aflos. Ek is van Woensdag af tot en met, ons kom Sondag terug, maar van Woensdag tot Maandag is ek bietjie met verlof. So, maar ek is nog steeds beskikbaar op my selfoon indien enigiemand my nodig het of wil kontak of wat ook al. Dis nou nie asof ek 'n laatheid is of dood is of wat ook al nie. So as julle my nodig het, ek is op my selfoon beskikbaar, maar ek gaan nie noodwendig hier in die dorp wees. En dan is, wanneer ek ook nou terug is, volgende week, dan is dit terug hok toe. Is tyd nou. Is nou klaar. Liewe magtig. Kyk, ek is baie lief vir my vrou en my dogtertjie en ek is baie dankbaar vir die vakansie, want dan kuier ons lekker saam en ek wil nie hê hulle moet teruggaan nie, want nou gaan ons mekaar weer dood verlang deur die dag, wanneer ons mekaar nie sien nie, maar dis tyd. Dis tyd dat hulle weer bietjie terug gaan skool toe en weer bietjie gaan net mens word. Want kyk, so in die vakansie, dan laat los hulle mos alles. Alle inhibisies en alles raak verlore. So dis tyd dat hulle teruggaan, dat hulle weer die onderwysers 'n probleem raak vir 'n slag. En dan daarna, dan sal ons nou weer kategese hê en die jeugdienste en al die goede sal dan weer daarna aan die gang kom. Daar is 'n klomp goed op hierdie stadium nou met die winterseisoen wat so op ons is, wat ons net bewus raak van 'n klomp nood. So julle sal sien, daar is op hierdie stadium 'n klomp goed, NG Welsyn en Postnet se voedingsprojek en al die goedes. Ek weet almal gaan nie noodwendig alles kan ondersteun nie, maar kyk asseblief na die verskillende moontlikhede vir ondersteuning om die mense in ons eie gemeenskap te ondersteun, juis nou in die winterseisoen, het sy met 'n voedingsprojek of met klere of met komberse of wat ook al. Kyk na watter middele jy moontlik het of kan bied en dan kan jy kyk na watter van die projekte daar is waar jy kan ondersteun en dan as jy nie noodwendig almal kan ondersteun nie, kies asseblief een of dalk hierdie week die een en volgende week die volgende een, sodat ons op hierdie manier hierdie gemeenskapsprojekte kan ondersteun om uiteindelik dan nou ons gemeenskap en die behoeftiges in ons gemeenskap te kan ondersteun. So asseblief, ek weet, ek gaan nie almal kan ondersteun nie, maar kies daar nou een. En dan is daar ook die ons gemeente se eie barmhartigheidsprojek het 'n vetkoek verkope die 5de Augustus, dis 2 weke van nou af, 3 weke van nou af. So asseblief ondersteun daardie projek. Onthou, ons gemeente se ons eie barmhartigheidsprojek voorsien kos en ander middele aan gemeentelede. Dit is nader aan ons hart of aan ons lyf eintlik as die weier-gemeenskap. Al die ander projekte is gemeenskapsprojekte wat nou natuurlik ons gemeentelede insluit, maar ons eie diens van barmhartigheid is vir ons eie gemeentelede. So as wanneer ons dit ondersteun, dan ondersteun ons eintlik ons eie gemeenteprojekte vir ons eie gemeentelede. So en boonbehalwe dit, dis vetkoek en mins. Wie wil nou nie 'n dag af hê van kos maak en vetkoek en mins eet nie? So asseblief ondersteun dit. En dan is daar nou natuurlik ook hierdie week weer 'n bietjie verjaarsdae en voordat ek die lidmaatregister. Dankie vir die persone wat dit nou al wel ingevul het en dit nou al wel gedoen het. Maar asseblief, daar's nog baie wat dit nog nie gedoen het nie. Daar is verskeie maniere hoe jy dit kan doen. Jy kan die vorm invul by jou diaken, of jy kan 'n vorm vat hier voor by die ingangsportaal en dit gaan invul
en dan of self inbring, of vra dat iemand dit bring, of volgende week en Sondag, wanneer jy kerk toe kom, dit weer saam bring, of jy kan dit elektronies doen. Ek versprei die skakel op die gemeente se WhatsApp groep en op die gemeente se Facebook groep. So daar's verskeie maniere hoe jy dit kan doen. Asseblief doen dit. Al is jy nou al vir die laaste 411 miljoen jaar in die gemeente, asseblief vul nou maar net weer die vormpie in, want mense se gegevens verander. En afgesien daarvan is daar dalk, jou ID-nommer is dalk nou al vir die laaste 380 jaar wat jy hier is, nog nie volledig nie, of wat dit ook al mag wees. Asseblief doen dit. Dit is nou maar net sodat ons weer kan sorg dat ons lidmaatregister op datum is, en dat almal se kontakbesonderhede op datum is, en al die goeders. So asseblief doen die moeite, en doen dit nou maar. Ons gaan dit jaarliks doen. So raak dit nou maar gewoond. Ons het 'n klomp statistieke en goed wat ons moet inhandig en instuur na kerkspeel toe en na die sinode toe en al die goeders. En elke keer wat ons dit doen nou, die laaste ruk, het ons weer agtergekom dat die goed is nou maar net nie op datum. Of dat die selfoonnommer in tussentyd verander het, of allerhande sulke goeders. So asseblief doen dit. En dan, kort, dan word ek en Christine oor die vingers getik, want iemand het verjaar en hulle naam was nie op die afkondigings. So omdat die goed nie op datum is nie. So asseblief sorg dat julle die goeders inhandig. Maar vir die wat ons nou wel van weet, hierdie week, Nerien van Renspoor, sy verjaar die 12de, en hulle is nie, sy is nie hier nie, is daar iemand wat haar sjokolade namens haar sal kan vat? Ek sien die koppe skud. Sy bly in Klerksdorp, of Potch. Okay. Nou maar, is daar iemand wat dalk 'n verskoning soek om Potch toe te gaan hierdie week? En dan Johan Reineker, hy verjaar die 13de, iemand wat hom dalk gaan raakloop of gaan sien. Dankie, oom Jan, hy sal dit vat. En dan die 14de verjaar, oom Flippie, hulle is nou nie hier vanmôre nie. Ekskuus, ek het julle nie gesien nie, ek is vreeslik jammer. Oom Flippie, ek is jammer, ek het julle nie gesien nie. Geluk met oom se verjaarsdag hierdie week. En dan Willem, jy moet maar vir jouself een vat daar. En dan die 16de verjaar tannie Duifie. Sy is ook nie hier vanmôre nie. Liewe magtig, ek kyk so behoor almal vanmôre. Tannie Duifie baie geluk. En so ewe het ek tannie se bakkie gesien aankom vanmôre. Ek weet, ekskuus, ek is vreeslik jammer. Vat hom maar 2. Tannie Duifie baie geluk met tannie se verjaarsdag. Tannie is mos nou hierdie week offisieel 26, net. Ja, nou baie geluk. Oom Flippie is daarom nou al 30 hierdie week. 31. En dan het ons nou op die voorbereidingslys nog steeds vir Elna, ek was by haar gewees Vrydag. Dit gaan beter met haar, maar sy is nog in die hospitaal en sy gaan nog 'n rukkie daar wees en dan gaan sy na Stepjaan toe gaan. En dan Lida en Sanet sien ek vanmôre is hier. Sy kan daarom al die hand opsteek, so dit gaan daarom nou al beter. En dan Nina, na haar skoueroperasie, en dan Marius Kotse, op hierdie stadium trek Marius nou weer bietjie swaar, ons almal ken sy omstandighede, en Susan Badors, en dan die Lina Martens, wat voorverlede week alweer geval het, so ons dink aan hulle asseblief in ons gebede. Dan is dit ten opsigte van die afkondigings. Goed, kom ons raak 'n bietjie stil. Gee geleentheid vir stil gebed. Nee, ekskuus, voordat ons dit doen. Waar is my kop vanmôre?
Psalm 8, vers 1 tot 3. Vir die musiekleier op Agitiet, dis 'n psalm van Dawid. Here, ons Heer, magtig is u naam oor die hele aarde. U wat u luister bo die hemelruim vestig. Deur die mond van kleuters en suigelinge het u mag gevestig vanweë u teenstanders om vyande en wraakgieriges stil te maak. En hierdie selfde God wat oor alles heers en die mag het om selfs wraakgieriges en vyande wat teen hom wil opstaan stil te maak, daardie selfde God is vanmôre hier. En hy is hier omdat hy met jou 'n afspraak het. En daarom met hierdie wete dat hy hier vanmôre hier is dit vir my 'n voorreg om julle dan ook te kan groet. Medegelowiges, ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Nou kan ons stil raak. Ek gee geleentheid vir stil gebed, sodat ons onsself kan voorberei vir ons ontmoeting met die lewende Here. Here, dankie dat ons kan uitsien na 'n goddelike ervaring, 'n persoonlike ontmoeting met U. Dankie Here dat U as die gans andere God, die heerser oor die skepping, ook ons persoonlike God is. En dat U met elkeen van ons persoonlike verhouding het. U onderhou alles en so ook vir ons. Daarom weet U wat ons nodig het om vanmôre te hoor. Dankie Here dat U die moeite doen om ons daartoe in staat te stel om vanmôre ons afspraak met U na te kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons, terwyl ons sit, sing ons na toetrede, gebed, lied 157 vers 1 en 2, Here Jesus, ons is naam. Daarom doen ons moeite om U woord te hoor en onsself daarin te verdiep. En juist so ook in die erediens. Daarom, terwyl ons nou met U woord gaan besig wees, wil ons tog vir U vra. Kom rig ons, kom lei ons, kom praat met ons. Ons luister graag, want ons wil tog immers U stem hoor en U leiding opsoek. Kom gesels met ons Here. Ons luister graag. Amen. Galasiërs
is geskryf deur Paulus aan die gelowiges in Galate en hulle het 'n paar vrae vir Paulus gevra en in sy briefwisseling het hy vir hulle 'n paar antwoorde gebied en dit gaan juis in die Galasiërsboek oor hierdie pionier gelowiges gaan dit juis daaroor dat hy hulle wil help om te verstaan hoe ons as gelowiges te leef in 'n wêreld daai tyd en vandag net soveel in 'n wêreld wat eintlik baie druk plaas op gelowiges. En skryf hy vir hulle hierdie raad oor hoe hulle hulle Christendom kan uitleef te midde van hierdie druk, maar ook tot eer van God. En hy doen dit en dan bied hy vir hulle die basis deur vir hulle te sê dat dit is wie God is en daarom kan julle dan nou ook wees wie julle is. Hy sê in hierdie perikoop, moet julle nie laat mislei nie. God laat hom nie bespot nie. Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees vernietiging oes. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe oes. Laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar veral aan die huisgesin van die geloof. Ons lees tot sover. Nou, hierdie tyd van die jaar is die laaste van die oeste besig om ingesamel te word, so op die lande. En dis 'n besonderse tyd, dis winter, en ons is baie deeglik daarvan bewus dat die seisoene draai, net soos wat die oes besig is om in te kom, so is ons ook besig om die laaste deel van winter, want dit vreemd genoeg, al voel dit asof ons op hierdie stadium nog nie regtig winter gehad het nie. Dit is die laaste deel van winter wat ons nou ingaan. Net soos wat die laaste deel van die oes ingesamel word, so is dit die laaste deel van winter. En voel dit vir ons asof ons nou begin moeg raak vir winter, moeg raak om te oes, of om te stoep en om te stroop, en in hierdie tyd so moeg raak, kan ons ook vir mekaar sê, net soos wat ons ook moeg is vir die vakansie, dat ons mekaar kan herinner, dat dit is eintlik 'n tyd vir asemskep. Ons moet moeg word, nou. Ons moet moeg wees. Ons moet moeg wees vir alles wat nou gebeur, want dit is die laaste deel van hierdie roetine van die tyd waarin ons is, want hierdie moeg wees herinner ons dat ons op hierdie stadium moet tyd maak om asem te skep. Net soos wat die hele skepping rondom ons, hier waar ons is, in die suidelike halfrond, soos wat ons winter beleef hier, en dit op sigself ons herinner, soos wat ons nou in die daaglikse oordenkings ook vir mekaar sê, dat nou wat die bome kaal is en die grond nou gaan kans hê om te rus, omdat die oes afgehaal word, ensovoorts, net so ook in ons lewe, het ons nou tyd, en het ons nodig om te rus. En kan ons dit met vrymoedigheid doen, want ons rus in God se teenwoordigheid. Ons rus in God se hande. En soos wat Paulus die gemeente of die gelowiges in Galate herinner het aan die waarheid dat God altyd dieselfde is en dat daar nie met hom 'n bespotting gemaak kan word nie, omdat dit die heilige God is, so kan ons mekaar ook herinner.
God bly dieselfde. In die Ou Testament, in die Nuwe Testament, in ons geskiedenis en ook vandag. En daarom kan ons juis nou, terwyl ons bietjie hierdie rus nodig het en deeglik bewus raak daarvan, kan ons maar gerus wees dat God bly getrou. Ons kan maar bietjie rus. Ons kan maar bietjie rustig raak in sy teenwoordigheid. Nou, Paulus het juis, hy begin hierdie pelikoop, het juis gesê, ons moet ons nie laat mislei nie, want God laat hom nie bespot nie. En vir ons is dit al vreemd op die oor, en wat het dit nou te doen met hierdie laaste stuiptrekkings van hierdie seisoen? Juist dit. Al die ander gode was seisoenaal. Al die ander gode in Petrus en Paulus, ja Petrus ook, maar Paulus se leefwêreld en hierdie gelowiges in Galate se leefwêreld was seisoenaal. Daar was die gode wat in beheer was as dit somer is, die gode wat verantwoordelik is vir reën en vir bevrugting. Dan is daar die gode wat juis in die wintertyd verantwoordelik is vir die oeste en die oesinsamel. Dan is daar die gode wat in herfs verantwoordelik was juis vir verandering. Dan is daar die gode wat in die lente verantwoordelik was juis vir die opkoms van die nuwe son en al die goeders. So al die ander gode het 'n spesifieke tyd van die jaar was hulle verantwoordelik vir daai tyd van die jaar. Of selfs ook, nie net ten opsigte van die seisoene nie, maar van die groter lewe ook, soos die gode wat verantwoordelik was vir oorwinning in oorlogtyd, die gode wat verantwoordelik was daarvoor dat mense kennis insamel wanneer hulle besig was om nuwe navorsing te doen en allerlei sulke tipe goeders. En dan sê Paulus, ons moet ons nie laat mislei nie. God laat hom nie bespot nie. En hy sê dit omdat hy sê, God bly dieselfde deur elke seisoen, want hy is nie soos die ander gode nie. Hy is nie seisoenaal nie. Die God wat ons aanbid, kom en gaan, nie soos die ander gode nie. Ons kan hom nie met daardie gode vergelyk nie. En juis daarom kan ons maar rustig raak in sy teenwoordigheid, omdat hy nooit verander nie. En omdat hy dieselfde bly deur elke seisoen, nie net fisiese seisoene nie, maar seisoene in ons lewens ook. En soveel te meer kan ons weet dat juis nou wanneer ons ook maar bewus raak van die feit dat ons moet rus, net soos wat die lande ook nou moet rus, wanneer hulle nou wanneer die oeste ingesamel is, of net soos wat die bome op hierdie stadium rus in voorbereiding vir die volgende seisoen wat voorlê. Kan ons weet, net soos wat God die grond en die bome voorberei, selfs al kan ons dit nie sien nie onder die grond, net soos die Here besig om ons ook voor te berei vir iets nuuts in ons lewe. En doen hy dit juis wanneer ons bietjie rustig is. Doen hy dit juis wanneer ons dalk op hierdie stadium 'n winter in ons lewe beleef. Almal van ons gaan deur wintertye. Almal van ons gaan deur tye wat ons baie deeglik daarvan bewus is, dat ons nie altyd opgewonde en opgeruimd kan wees nie. Ons is almal, gaan ons deur wintertye, het sy dit nou is, omdat jy deur 'n moeilike tyd gaan by die werk of by die skool, of omdat jy uitdagings beleef, so met die boerdery saam, ek meen ons is almal baie deeglik bewus van die hoë insetkoste en die lae graanpryse, net soos ons almal ook baie deeglik daarvan bewus dat ons kinders wintertye beleef, soos byvoorbeeld wanneer hulle moet voorbereiding doen vir die eksamen of wat ook al, of as hulle
span, kom ons sê nou maar rugby, nie so goed gedoen het, juis hierdie rugby seisoen, soos wat almal verwag het, of soos wat ons gedink het, hulle gaan nie, of soos wat ons weet, hulle daartoe in staat is nie, of wat ook al die geval mag wees, net so ook ons by die huis. Ons is uitgedaag met verskriklike hoë lewenskoste, so met die dieselpryse saam, of die brandstofpryse saam. Almal van ons beleef ook maar ons wintertye. Of as ons val en ons breek ons arm, en ons is uitgedaag met, ewe skielik met 'n aanpassing wat ons moet maak, om ons gewone daaglikse take te doen. Of ons breek 'n been, of ons hart is gebreek, omdat ons ou ons gelos het, en ons nou ewe skielik baie slegter voel oor onsself, want is my hare nie mooi genoeg nie, of is my grimering nie mooi genoeg nie, of dra ek nie mooi genoeg rokkies, of wat ook al nie. Gelukkig het mans mos nie daai probleem nie. Ons kan nie worry nie, as die gul ons los, dan is toe maar is okay, daar's baie visse in die see, party is walvisse en party is gappies, maar daar's baie ander visse. Export. Ons almal gaan deur wintertye. En daai wintertye, juis daai tye, is die tye wat God gebruik om 'n bietjie iets nuuts in ons lewe voor te berei. 'n Nuwe seisoen. Dalk is hy besig om ons voor te berei, juis wanneer die ons los, om ons 'n beter en 'n mooier vrou te maak, wat 'n beter en 'n, ek wil nie sê mooier nie, want geen man is mooi nie, maar dalk 'n beter man vir jou te kan gee. Wat ook al die geval mag wees. En net soos almal van ons juis nou daarvan baie deeglik bewus dat ons moet begin rus, sodat God ons kan voorberei vir die volgende seisoen in ons lewens. Want God bly getrou. Hy hou nooit op met werk. Nooit. Op die lande, wanneer die oes ingesamel is, dan moet ons werk uitdink vir die volk. Want daar's nie trekkers om te ry, of stroopers om te ry, of allerlei sulke goeders nie, dan ewe skielik dan word alles gewas, en die mure word gewas, en ma word gevra, of daar nie iets in die tuin is wat gedoen kan word, sodat ons almal net kan. God is nie so nie. God is altyd aan die werk. Selfs al lyk dit vir ons in ons lewens, dat alles vir 'n oomblik nou 'n bietjie stil staan. En dit is goed so, want juis wanneer ons stil staan, dan onthou ons nie net God se getrouheid, maar dan onthou ons ook weer bietjie om onsself te vra, waarmee is ons besig? Waar is die grootste inset in ons lewens? Wat geniet die meeste aandag? Want sien, net na die oes is ons geneig om sommer klaar weer bekommerd te raak oor die volgende oes. Al klaar is ons besig om bekommerd te raak oor waar gaan ons die middele vandaan kry vir die inset vir die volgende oes wat weer moet inkom. So half asof ons dink dat alles van ons afhang. En juis dan is dit nodig om te onthou, wow, jy net 'n bietjie. Dit is nie van jou afhanklik nie. Dit is van God afhanklik. Jou lewe en die oes wat jy in jou lewe insaam, is grootliks afhanklik. En heeltemal afhanklik van God. Jy is net 'n arbeider. En juis dan besef ons het nodig om te rus,
sodat ons beter arbeid kan lewer as arbeider in hierdie rol wat ons veronderstel is om te speel in die koninkryk van God, wat veel groter is as die koninkrykie wat ons vir onsself probeer bou. Psalm 126 vers 5 sê, hulle wat met trane saai sal met vreugde maai. En die psalmdigter sê nie hier dat ons moet Janie jammerboude houding inneem, want eers dan sal dit goed gaan. Dit is glad nie wat die psalmdigter hier sê nie, maar die psalmdigter sê hier baie duidelik dat, want ons weet tog ons nou, wanneer ons huil, dan het ons ander mense in ons lewens nodig, om ons te help om regop te staan. Al wat die psalmdigter hier probeer kommunikeer is dat, onthou, juis wanneer jy op jou swakste is, soos wat Paulus ook sê, juis wanneer jy op jou swakste is, dan is God op sy sterkste in jou lewe. Om ons net te herinner dat ons is eintlik nie in beheer. God is in beheer. En hierdie jaar het sy uitdagings gehad. Maar elke keer wanneer ons hierdie uitdagings beleef het, dan is ons herinner dat God getrou gebly het, reg deur alles. Die dieselpryse het die hoogte ingeskiet. En almal van ons was bekommer, wat gaan aan, wat gaan gebeur, wat gaan ons daaraan doen? En ja, ons leef dit nog af, maar ons is almal hier vandag, is ons nie. 30 Junie het gekom en het gegaan. En ons is almal hier. Daar was tye van droogte en tye van te veel. Mens kan nie sê te veel reën nie, maar tye van baie reën. En die boere het nog steeds gestroop, het hulle nie. Die vakansie of die eksamen wat so gevrees was, die einde van die vorige kwartaal, het gekom en het gegaan. En julle is op vakansie, julle is al op pad terug skool toe. Julle het dit oorleef, het julle nie. Hoekom? Want God het deurgaans dieselfde gebly. Die mens lyk nog af. Hierdie vakansie, daar is nog 'n stuk van dit oor, maar hierdie vakansie, al het baie van ons nie vakansie gehad nie, maar hierdie vakansie het ons nou weer bietjie herinner, net soos wat hierdie winter ons herinner. Ons kan maar rus. Jy kan maar rus. Die laaste deel van die oes lê voor vir sommige, terwyl sommige eintlik nou alreeds klaar is. En dan moet jy maar die geleentheid gebruik om te rus. Jy mag, jy moet, want juist dan is God besig om jou voor te berei vir iets nuuts. Want God bly getrou. Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat U ons kort daaraan herinner, dat U in beheer is. Juis omdat U getrou bly in elke seisoen van ons lewens. Selfs in die wintertye. Help ons om rustig te bly in U teenwoordigheid. Help ons om kalm te wees, juis wanneer ons bietjie rus, omdat ons dan bewus raak van die feit dat U besig is om ons voor te berei vir 'n volgende seisoen. Dankie dat U voorsien en dat U altyd 'n uitkoms bied en dat ons altyd kan terugkyk en
sê, ons het dit oorleef. En juist dan aan u die eer gee en vir mekaar sê, nie omdat ons dit gedoen het, maar omdat God ons elke keer deurgedra het. Omdat u ons elke keer deurdra. Dankie vir die voorreg om u te kan aanbid. U as die gans andere God. Geen God gelyk aan u nie. En juist die feit dat u getrou is deur elke seisoen bevestig dit. Dat u nie kom en gaan nie. Dat u altyd dieselfde bly. Ons loof en prys die wonderlike naam daarvoor. Amen. Ons gaan die kollekte sommer by die deure opneem. So ons gaan nou staan en dan gaan ons afsluit met ons slotsang. Dis lied 286. Here God van liefde. Kom bly ons staan vir die seën uitspraak en die sin van die Amen. Ons staan. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en nabyheid van die Heilige Gees, sal by julle elkeen wees en bly, deur elke seisoen.